Hallo Aitsa kykers en getroue volgelinge. Dit is weer Aitsa tyd. So sit terug en geniet hierdie episode. Welkom terug en welkom in Suid-Afrika. In hierdie episode kuier Aitsa aan die ander kant van die magtige Oranje rivier by die Kalahari kuierfees. 'n Fees sonder brieke op die eiland in Appington. Ons gaan ry ook pontoon. Daniela Groenewald tells us all about the Christmas market, the Rotary Club of Lourdes is planning, en ons sluit die show af met 'n boodskap van Jaco Kalahari. In 1993 is die fees begin deur Suid-Afrikaanse droëvrugte, SAD. Hulle was altyd die hoofborg. 2020 het ons oorgegaan na die Kalahari kuierfees. Die eerste fees was my op die eiland gehou, al die jare. Ja. So, dit is maar ons bekende terrein. Dit is daai tyd het die fees begin, dit was amper soos 'n oesafees wat die SA droëvrugte raad begin het. So hulle het hom altyd gehou nadat die oeste was en dan het hulle die fees aangebied. Die ekonomiese voordeel wat hy vir die dorp het is al die voertuie en goed wat inkom. Ek dink almal wat hier kom moet petrol gooi, almal wat hier kom moet eet, verblyf. So hy het 'n baie groot invloed vir die dorp en dan is dit ook werkskepping wat die fees tydens die fees wat ons vir mense gee en vir ander organisasies kans gee om geld te kan invorder. Ongeveer hoeveel mense woon julle fees by? Ongeveer so 10.000 mense. En die feesprogram is met so 'n lekker verskeidenheid. Die feesprogram bestaan uit die sangers en dan het ons ook sport wat ons doen en dan visvang, ribbraai kompetisie. So ons het 'n verskeidenheid van goed wat ons aanbied vir die mense wat kom. Ja, ons begin nou donderdag die 6de, 7 en 8 November. So is die 3 dae wat ons hom aanbied. Donderdag het ons spesiale toegang vir senior burgers wat hulle gratis kan inkom en kinders onder 6. Soos 'n baie kleuterskole wat vir ons aan donderdag kom besoek. Ek is besonder opgewonde oor hierdie jaar. Soos agter ons dat julle die pretpark kan sien. Dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat Appington so groot pretparkie gaan hê. En jy kan ook sien hulle goeders is agter mekaar. Dit is 'n baie mooi pretpark wat ons hierdie jaar gaan hê en 'n verskeidenheid van goeders. En dan het ons nou natuurlik in die aand ons sangers. Deur die dag het ons ons ribbraai kompetisies, visvang, ons is hier teen die Oranje rivier. So ons is opgewonde om terug te wees op ons ou terrein op die eiland. En ja, dan het ons maar hierdie dag ons sterkman kompetisie wat ons ook aanbied, ons plaaslike en dan het ons ook armdruk, bekende ou van ons wat aan hierdie boer deelgeneem het, gaan vir ons 'n aktiwiteit aanbied hierdie jaar. So as dit baie goeders wat gebeur. Dit ons eie bekende Jaco Kalahari wat ook hier gaan wees wat ons elke 4 vertel 'n storie wat ons dit gaan doen die donderdag en die saterdag op ons hoofverhoog. Net is soos ook rooi is wat dan ook 'n bietjie dinge kan dan aan mekaar sit soos dit paar lekker grapjaste. Van ons groot kunstenaars is Early B, wel bekende groot kunstenaar. Dit is Rooksyn, so dit vir rooi is Nadia en Nico Nieuwoud, Jennifer Moody en dan ook die Rockets New Generation wat ook gaan optree. So 'n paar lekker groot bekende kunstenaars hierdie jaar hier by ons. Ons het 'n lekker klomp stalletjies. Ek kan nou net nie al die name goed by ons sê, maar ons het bekende stalletjies. Ons het hierdie jaar baie goeie kosstalletjies. Ons het ons bekende kosstalletjie wat ek altyd van praat is Kennards NG Kerk. Dis stokkies dit braai. Alles wat hulle aanbied is op stokkies gesit en dit's Boesmanhand vleis uit ons kontry het so. Dis heerlike kos. Verskeidenheid van stalletjies. So daar gaan baie nice goedes wees om te koop en soos sê kos is ja, ek dink hulle kan van hulle kers aankoop hier kom doen hierdie jaar. Omdat dit so naby Kersfees is. En hulle hier so hulle ding kom doen. Die donderdag aand het ons 'n skoonheidskompetisie wat aan die gang is. Hierdie jaar is dit die rolstoel rugby. Want ek dink wat 'n baie goeie aftrek kan wees, die rolstoel rugby ou dink is net vir mense wat dis te enige een.
So laatst wat ek gehoor het ons 11 spanne, ons gaan ook die donderdag 'n bietjie vir die kinders ook 'n geleentheid gee om dat ons hulle vasgespel het, hulle kan voel hoe voel dit om in so 'n rolstoel te wees. Die venue vir die fees is was 'n paar jaar van ons venue afgewees, ons baie opgewonde om terug te kan kom. Een van die groot redes wat ons terug moes gekom het of wil kom is oor ons groot pretpark wat ons hierdie jaar het. En die venue was Kalahari Kuierfees, so dit nou agterkom. Kan hom 'n ander plek aanbied, maar die eiland en die Kalahari Kuierfees loop hand in hand. So dit is maar net ons. Dit is ons plek is die eiland. Fees sonder brieke is, ja, daar's nie brieke nie. As ons begin fees, dan gaan ons aan. Ons loop oop en dit gaan net lekker. Ons insit by die fees is maar vir ons gemeenskap om iets te bring na Appington toe. En ons wil vir julle vra, ondersteun ons fees. Kom geniet dit, kom kyk hierdie jaar wat ons terug is. Ek dink julle sal nie spyt wees om weer terug te wees by ons bekende venue nie. Beslis iets om uit na te sien. Die pryse is kaartjies is beskikbaar. Ons gaan by die hekke verkoop en dan wil ek net vir so die open ticket is online, hulle kon online koop. So as hulle online koop, gaan dit baie vinnig wees as hulle by die hekke koop. Ja. Kom. Ja. Soos open ticket en dan ook by die hekke. Ons het hierdie jaar ook ons weekkaartjie teruggebring, so hulle kan nou kyk sommer direk 'n weekkaartjie te koop. Ons kaartjiepryse is ons het ons volwassenes donderdag is 80 en die kinders is R40. Vrydag en Saterdag is dit R100 volwassenes en R50 'n kind. Pensionarisse is donderdag gratis en heeltyd kinders onder 6 is ook gratis al 3 dae. Hier by die fees, my gunsteling is die hele fees hoor. Hy's een groot gunsteling. Saterdag speel die Springbokke, ja. So ons het hulle geakkommodeer. So Saterdag as die kunstenaars klaar is, gaan ons met die rugby begin op die big skerm, so dit gaan nie so wees. So moenie by die huis so bly nie. Jy sal die rugby kan sien met 'n lekker feestelike gevoel. Vir die wat kan, ek hoop julle is nou toegerus met al die nodige inligting om 'n draai by die Kuierfees te kom maak. Dit gaan lekker wees en ek sien uit daarna. Vir die van julle wat vir die een of ander rede nie sal by die Kuierfees kan verbykom nie, volg Aitsa op Facebook. Ons gaan vir julle wys wat julle mis. Het julle al gehoor van 'n pontoon? Aitsa het die pad na Sendelingsdrif gevat en ons wys vir julle 'n baie interessante verskynsel en manier van transport. Check dit uit. Ek sê mos altyd, stick with Aitsa and we'll take you places. Bevind my nou hier by Sendelingsdrif. Nou hier gaan jy met 'n ferry oor die rivier. Dis die Oranje rivier na Suid-Afrika uit Namibië en vice versa. Ek gaan dit probeer. Kom saam.
gebeur is die mense moes nou oorkom Suid-Afrika se kant toe te verwys ons hulle eers na immigrasie en polisie. Hulle check hulle moes nou in en dan kom hulle na die reception toe. Dan kom betaal hulle by die reception. Dis wat maar basically gebeur. Wie kom die meeste deur hier by julle? Meestal Germans, toeriste, buiten internasionale gaste. Nee, Suid-Afrikaners, Namibiërs. Die meeste van die tyd is dit meer internasionale. Suid-Afrikaners kom, Namibianers kom, maar is dit meer die Dutch, Germans, Frans. So nou en dan kry ons gaste van China en Japan ook af. Okay, nou wanneer is hierdie pontoon in werking gestel? 2007. Okay. Oktober maand. So effens ken ek van die geskiedenis, maar dit was voorheen was hier 'n pontoon ook geweest. Maar dit was nou nie so modern en soos die geweest het. Dit was moes met die hand geweest wat hulle dit gedoen het. En toe die eerste een weggespoel het, hulle moes weer heropen, maar toe Scorpion Mine het die hele besigheid gedoen. Namibiërs sê, omdat mense van ander lande af na ons mooi pragtige land kom, om as Namibiërs self op te staan en te kom kyk wat ons het om aan te bied. Selfs die pond en omdat ons deel is ook van 'n nasionale park, om te kom kyk wat alles ons hier offer. So ek nooi alle Namibiërs uit, kry julle paspoorte, bring alle nodige dokumente en kom toer en kom ervaar die pontoon ook by ons grenspos. Ons het immigrasie wat ons die kliënte wat kom, die toeriste,
instemp en uitstemp. So wat hulle basies moet nodig het is 'n paspoort en wat ons 'n valid paspoort wat ons hulle sal in en uitstemp, en as hulle met kinders ook toer, dan moet hulle die geboortesertifikaat, die full birth sertifikaat van die kinders het. As dit nou so is dat die ouers, een ouer nie by is nie, dan moet hulle 'n brief hê van die ouer wat nie by is nie, wat toestemming gee dat hulle ook met die kinders kan travel. Ons moet omdat die mense oor die Oranje rivier travel, het ons 'n radio wat ons kontak met die immigrasie van oorkant, en dan roep ons hulle op die radio om dan met die ferry die pont oor te kom en die mense oor te vat, omdat ons nie 'n brug by ons grenspos het nie. So dit is die manier van travel oor die rivier. Ons begin 8:00 tot 16:30 elke dag. Is ons hier, ja, is ons beskikbaar. Nou weet ons almal mos wat is 'n pontoon. Ek moet sê, dit was nogals 'n lekker verfrissende ride na Suid-Afrika en terug. Up next, Daniela Groenewald tells us all about the Christmas market the Rotary Club of Luderitz is planning. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Hi everybody, my name is Daniela Groenewald and I'm a proud Rotarian, service above self of the Luderitz Rotary Club. In the small town of Luderitz, we're involved in quite a bit of projects. We do a lot of early childhood development projects as well, which is one of our core values that our club works on. However, we also work on big scale projects as well, where we partner up with various Rotary clubs all over the world. The beauty of Rotary is the beauty of network, and we collaborate on different projects and raise funds for these initiatives that we have here in Luderitz. We're hosting our first annual Christmas market that will be happening on the 6th of December at the Portuguese Fisherman. This particular event is our first that we're running as the Luderitz Rotary Club, and we thought to add a little bit of a twist. We are inviting all SMEs or any organizations that wish to host a stand. The stand is only $200 Namibian, and you start off with a little bit of a Christmas market that then leads into live entertainment at the restaurant. So very excited to see applications that have been coming through. We've been collaborating with quite a few organizations and corporate partners so that we can ensure that this event is a success. So bringing families together, bringing companies together. Many people have actually called us to say, hey, we actually want to have our year-end function at the Christmas market to have this particular event to close off the year. So we're looking for all those families to come and join, but also enjoy the day with us. So the purpose of the exercise is definitely first to celebrate the beauty and the coming of Christmas and bringing families together. I think that is always the beauty of December time. But also, as the Luderitz Rotary Club, it is a non-profit organization, so we also try and find initiatives to raise funds, and this is one of those where we are trying to raise funds for all our projects. As much as we want to do projects, we need the money to do so. So yes, this is an initiative to raise some funds and then to finance any of our upcoming projects for the upcoming year. So this one is a little bit of a teaser, and we don't want to expose who the artist is quite yet. So please follow our pages on Facebook. You just type in Luderitz Rotary Club page. And yes, we'll be having a live entertainment, because who doesn't want to sit after a long day at the market buying all the yummy homemade goods and crafts
and sit down, have a listen of some live entertainment. So it's not an artist from Ludrats, however, a local artist from Windhoek, but you'll hear all the details coming soon. So, now you know where to pick up Christmas gifts for the family in Ludrats. I'm looking forward to it. Volgende bring Jaco Kalari, 'n man van mense en kos, op 'n mission by die Kalahari Kuierfees vir ons boodskap. Jaco Kalari, jy is by die fees. Vertel ons, wat kan mense na uitsien by hierdie fees? Ja, nee, baie lekker. Ek nou hier gesit op Facebook, nog 2 slaapies, dan sit sulke tyd. Nou uit die Kaap uitgeland, baie opgewonde. Ek het natuurlik 'n tent hierso, Jaco Kalari tent. Is net daar langs die hoof verhoog. So daar gaan ons net lekker kuier en jolig wees en lekker gesellig. En dan uit die aard van die saak is hierdie is nou vir my senuweebedryf, hierdie groot merry-go-round. Ja. En dan die ribbraai is ek Saterdag betrokke by. Dis mos die rugby, en dan die klomp stalletjies wat hier is, lekker kunstenaars. Myself en Royes bied 6uur donderdag aand, elke 4 vertel 'n storie aan, saam met my pa en my oom, sommer net lekker staaltjies uit ons kontry, en dan weer Saterdagmiddag 4uur. Gaan ons dit doen, en dan is ons nou die groot voetbal, is die aand, die bokke teen die Franse, en dan sit net 'n lekker saam kuier. Wat sal jou boodskap vir die mense wees? Nee, kom, ons moet saam staan, ons moet ons gemeenskap ondersteun. Dani doen bitter baie, hy en Terry sit baie tyd hier in. Ek dink nie ons een besef hoeveel dit is. Ek met 'n klein tentjie reël, hierdie manne reël 'n makro-event, as ek nou in Engels kan sê. O ja, nou man, die manne vang nog vis ook. Die papgooiers is ook hierso. So ja, so nee, kom ondersteun, kom stap saam, kom draf saam, kom lag saam. As genoeg rede om nie te lag nie, maar kom lag. Dis nou eendag wat ons gaan lag en happy wees. Daar het julle dit kykers, dit het tyd geword om te groet. Aitsa is volgende week Woensdag weer terug. Catch the show at 20:30 across multiple NMH and NTV platforms. If you have a tale to tell, connect with Aitsa via Facebook or WhatsApp at 0812991211. That's for Namibia, or 0828325674 if you are in South Africa. You can also make a turn at our website aitsafrica.com for locally produced content. Aitsa is mos die show met 'n difference, en julle maak dit moontlik en lekker. Ek check julle by die Kalahari Fees.